In the darkness, we were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the Church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Is in beheer van alles. En Abba, U roep ons om getrou te wees in die klein dingetjies. Want as ons in die klein dingetjies gehoorsaam is en getrou is, dan kan U ons met die groot dinge toevertrou. Vader, U woord sê, don't despise small beginnings. En Abba, U weet wanneer ons voorgee. U weet wanneer dinge uit die hart uitkom. En U weet ook wanneer ons dinge doen
net omdat dit 'n job is. En Vader, ons wil voor U kom buig, want U is 'n lewende God en U oë is op ons. En ons wil vra asseblief, Papa God, vergewe ons sondes. Vergewe ons daar waar ons met ons monde bely, maar ons harte is ver van U af. En dan het ons nog die audacity om te sê, maar U ken my hart. Ja, U sê dit duidelik in Jeremia 17 dat bedriegliker is die hart meer as enigiets anders. En daardie bedrieglikheid is eintlik net die karaktereienskap van die vyand. En daarom wil ons vanoggend stil raak in U teenwoordigheid. En vra Vader, leer ons U karakter, leer praat met ons. Meer en meer wil ons U verteenwoordig. Vader, van geboorte af het U hierdie heilige roeping vir elke een van ons. Heilige roeping. Maar Vader, as ons nie eers met die regte hart in die klein dingetjies getrou kan wees. Hoe wil ons die groter dinge dan doen vir U koninkryk? Hoekom is aansien? Hoekom is hierdie trots, hierdie eie ek so pertinent en so daarmee is dit ons battle elke dag en U weet, Yeshua, U weet en U sê ons kan U genade troon nader, U het medelee. En ons wil doodgaan aan onsself en hierdie eie sinnigheid, hierdie eie selfgesentreerdheid en net oorgee, totaal en al surrender vir U. Vader, leer ons om nederig plat op die aarde, sout van die aarde te wees, soos wat U ook vir Johannes die Doper geroep het. En hoe U vir hom die onderskeidingsvermoë gegee het en die woorde in sy mond geplaas het, en daar waar hy ook gekonfronteer het. En Vader, wanneer ons in die kerk is en wanneer ons begin praat oor die woord, dan moet ons net so versigtig wees wanneer ons konfronteer. Ons moet so versigtig wees, want dan andersins, hoor jy, is ek uit hierdie kerk uit. Ons moet so versigtig wees. Maar ek is nie om mense te behaag nie, ek wil net doen dit wat U sê. Dit wat U leer. Dankie, U is alles in my lewe. U is die koning van my hart. En ons wil U aanbid in waarheid en in gees, en ons wil U die heilige roeping wat U vir ons het, ernstig opneem, tot die dood toe, Johannes die Doper. Toe U vir hom gesê het, hy moet die volgende woorde spreek, soos wat ons waarna ons vandag gaan kyk, het hy sekerlik in sy gebed gesê, maar Abba, die mense gaan hierdie nie goed vat nie. Ek is sekerlik hulle gaan my kop afkap, as ek hierdie verkondig. But I will do it for you. Want die tyd vir doekies draai, die tyd vir motiverende boodskapies en nee, ons Messias is op pad. Ons Messias is op pad, jou verskoning stel nie meer nie. Is jou hart reg? Wat jy doen jy dit tot eer van die koning, nie om mense te behaag nie. Vader, ek bid dat U hierdie lippe van klei sal aanraak en elke woord wat gespreek word uit die troonkamer. En Vader, skuldig voor U is ek. Was my met die waterbad van U woord. Sondig is ek. Was my, wash me, wash us with your word. Dankie Yeshua, dat U ons roep op hierdie pad van heiligmaking en dat ons klaar maak met voorgee. Come have your way in this place. Ons loof en ons prys U. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Jotevaweh. Amen. Amen. Ons is in Matteus 3
Ons gaan 'n rukkie stil staan Matteus 3 vers 7 tot 10 waar Johannes die Doper preek. En dis vir my 'n mooi voorbeeld van 'n preek wat uiteengesit word eintlik, want Johannes gee vir ons hierdie amazing boodskap wat van Abba afkom. En hoe Abba ons leer. Maar as jy ooit 'n woord wil voorberei, is Johannes die Doper vir ons eintlik hierdie amazing gedeelte. So ons kyk na die vrugte van ware bekering en hierdie is deel 2 en ons het vorige keer gekyk na die mense wat bymekaar kom, almal wat van ver af kom, van Jerusalem en oral, en vandag gaan ons kyk na Johannes die Doper konfronteer die Fariseërs en die Sadduseërs. Partykeer het jy nodig en nie nodig nie, jy nie. Abba het wil jou gebruik as 'n instrument om dalk jou kinders te konfronteer of dalk om iemand te konfronteer, te vermaan, en dit is nie altyd die maklikste gedeelte nie, want jy soort van weet wat die konsekwensies. Jy weet soort van wat gaan hiervan kom, en dit is moeilik. Ons in die wêreld waar ons lewe wil ons so maklik mense please, en daarom is ons baie versigtig wanneer ons iets sê. Jy weet, Yeshua kom vir Petrus gesê, Petrus staan agter my, Satan staan agter my, gaan weg. Ons kan nie regtig nie, want Satan kan net so in ons wees, nee. Ons is sondig, hy was sonder sonde. Maar die woord is baie duidelik, baie kere het Abba ouens gestuur om vir Jona moes hy gestuur het na Tarsus toe. Nee, na Ninive toe. Na Ninive toe om hulle te konfronteer en te sê dit is hoe dit is. En so moet ons ook partykeer. En in die week het Abba dit op my hart gesit om iemand te waarsku. Jy is besig teen 'n afgrond af en jy gaan baie hard en seer kry. Want dit is soos 'n rots wat jy teen 'n berg afrol, en as daai rots rol, hy tel net spoed op hoor. En hy dis daar waar hy gaan slaan, daar waar hy breek en hy skeer en hy maak sekere goeders. So baie kere in die ministry en die bediening is dit nie altyd maklik om te konfronteer nie, is nie maklik om vir mense te vermaan nie. Dis nie maklik om vir 'n huwelikspaartjie te sê, hoorie, ek moet net vir julle sê wat Abba sê is dat julle wil by mekaar kom vir baie ander goeders, maar nie regtig omdat hy julle by mekaar geplaas het nie. Dis nie maklik nie. Maar soms moet ons moet altyd net Abba Vader gehoorsaam. En soms vra hy vir ons om goeders reguit te sê, en dit is wat Johannes die Doper doen. In Matteus 3 vers 7 tot 10 sê hy, maar toe sê die woord, maar toe hy baie van die Fariseërs en die Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, ander geslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die troon wat aan die kom is? Wat 'n troon? Is dit Abba Vader se woede? Is dit, waarvan praat hy? Ons gaan kyk. Dan sê hy, dra die vrugte wat by die bekering pas, en moenie dink om by julleself te sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle, dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek. Met ander woorde, moenie teruggaan op, ja, my pa en my ma, my godsdiens, en daai en daai en daai, en ons is nog altyd so, daai werkie. Maar dan sê hy, maar die byl lê ook teen die wortel van die bome, elke boom wat goeie vrugte dra, wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en die vuur gegooi. So in dit wat Johannes die mense hier leer ons 5 elemente, 5 basiese punte wat hy ons leer. Eerstens, hy praat met die gemeente, hy praat met almal wat nader kom. Almal wat soeke het om te bekeer, om terug te keer na Yeshua toe. En hy sê dit prontuit, hy sê dit reguit, daar's geen doekies wat omgedraai word nie. Hierdie is wat julle moet doen, gemeente. Dit is wat julle moet, dit is wat reg is. Die koning is op pad en jy kan nie kom met verskonings nie. Jy kan nie kom met valsheid nie. Jy kan nie kom met daai nie. Jou hart moet reg wees voor die koning. Jy kan vir my dalk jok. Jy kan ook vir my dinge wegsteek of vir die gemeente of vir die mense. Maar Abba weet wat is in die hart. So kom ons wees net eerlik mekaar. Abba weet wat is die kondisie van jou hart vandag. Hy weet hoekom is jy hier. Hy weet
Maar jy weet, en dit is wat Johannes vir die mense sê. En dan konfronteer Johannes hulle, punt 2. Dan kom die veroordeling, punt 3. Dan praat hy oor die hel, en dan kom die vertroosting. 5 punte. So baie mense het gestroom om Johannes te sien. Hulle was opgewonde oor die koms van die Messias. Hulle was opgewonde. Baie van hulle was werklik was werklik opreg op soek na die Messias, want dit word reg deur die woord vir ons verkondig. Matteus het ons gesien, die evangelie van Matteus is absoluut die passie om vir die Jode te wys en te sê, maar hoorie, die koning, Yeshua is die Messias. Hy het al die profeseë vervul. En ons het gekyk daarna. So baie van die mense het aggeslaan. Johannes sê die Messias is op pad. Ons wil hom ontmoet. Baie van hulle was werklik baie het bespotting gemaak, net soos wat ons vandag sal verkondig, dat Yeshua se tweede koms is hier. Dis om die draai, al die tekens is in die lig. Sal daar spotters wees? Ja, daar is spotters, en Petrus praat ook daarvan in 1 Petrus of 2 Petrus. Praat hy van, daar gaan gespot word. En dan gaan hulle sê, maar waar is hy? Julle sê al vir 2000 jaar, sê hulle hy kom, en waar is hy? 1984 het almal gedink, hy kom. 1997 het almal gedink, hy kom. En so gaan dinge net aan, waar is hy? En dan spot hulle daaroor. Maar jou dag kan vandag kom. Jy kan nie uitry. Jou dag kan vandag ook kom. So jy moet gereed wees. So baie was werklik oor die Messias wat sou kom. Hulle wou hulle lewens reg kry, hulle wou werklik hulle sondes bely en hulle kon nie wag vir die koning se koms nie. Net so is dit vandag. Maar tog is daar regtig die wat nie so is nie. Selfs in die gemeente, want Johannes praat met die gemeente, almal wat bymekaar kom. Hulle wou berou hê en bekeer word. Hulle wou gereed maak om die koning en sy koninkryk te ontvang. Hulle was opgewonde daaroor en hulle het uitgekom om Johannes te sien. Hulle het geluister en hulle is bekeer en hulle is gedoop en hulle was gereed vir die koning. Opregte, egte, berouvolle mense. En dit is hoe jy 'n kerk bou is as daar waarlik wedergebore persone is in die kerk. Maar die probleem is, ons sien kerk as 'n boksie wat ons steek, net om te sê, ek het daai gedoen die week, en nou voel ek daarom okay, so nou kan ons weer aangaan. Nee, dit is nie waaroor kerk gaan nie. Ons is 'n eklesia, ons is 'n liggaam wat kabinetslede is van ons koning, en daarom het ons nodig om te weet, jy het 'n heilige roeping. Jy is nie net gered om nou 'n lekker lewe te lewe nie. Jy het 'n heilige roeping, terug te keer. Jy is in 'n war zone. Jy is in 'n war, jy is in 'n oorlog. En jy as 'n troep, as 'n soldaat van Yeshua, jy het 'n rol. Jy het 'n heilige roeping. Hy roep jou as 'n heilige priesterdom, en jy gaan rekenskap daarop moet gee. En hierso is ongelukkig die waarheid. Jy gaan van dit hoor hier in Houtkruis, jy hoor dit die afgelope tyd gereeld, dat ja, daar's wedergeboorte verg transformasie, 'n totale ander lewe. 'n lewe waar jy jou toewy en eerste prioriteit plaas die koning van alle konings. Hy kom nie laaste op jou lysie nie. Daar is nie plekke, vra maar die soldaat wat in die Bybel beskryf word, die soldaat waar die koning vir hom vra, jou enigste plig, die enigste ding wat ek van jou vra in hierdie oorlog is God, hierdie man, hy bring vir hom hierdie man, hy sê, pas hierdie man op. En die oorlog het so besig geraak, en toe is die man weg, en toe kom die koning en hy vra vir hom, wat het van die man geword? Ek het vir jou gevra, jy moet na die man se hart kyk, jy moet na jou eie hart kyk. Nee, maar ek het dit en ek het dit. Daar's nie verskonings nie, hoor. Daar is nie verskonings nie. Hou op met verskonings. Ek hoor dit deesdae gereeld. Mens preek en na die preking hoor jy net die verskonings op die gronde. Nee, maar ek het dit en ek het dit en ek het dit. Nee, kom ons hou op met verskonings. Kom ons doen wat die woord sê. Kom ons verander. Almal was nie so eg nie en almal was nie so opreg nie en almal was nie is nog steeds nie so eg nie. Daar's die heeltyd verskonings. Daar's die heeltyd
die plesiertjies van die lewe wat ons eerste plaas. Daar's die heeltyd ander prioriteite wat ons bo die koning van die heelal plaas. En ek wil vandag vir jou sê, as dit nog deel is van jou lewe, stop vandag, want jy gaan bitter spyt wees. Bitter spyt wees, as jy voor hom verskyn. Plaas hom eerste in jou lewe. En sekerlik die beste advies wat ek vir jou kan gee, is plaas hom eerste in jou lewe. Want jy sal so dankbaar wees. Ja, maar jou finansies, hy is die bron van dit ook. Plaas hom eerste. Die hele menigte het alles gehoor wat Johannes gesê het. Dit was 'n taai toffie. Dit was 'n moeilike een om te kou. En hoor wat sê Matteus, in Matteus 3 vers 7, maar toe hy by baie van die fariseërs en die sadduseërs na sy doop sien kom. Met ander woorde, hy het opgemerk, hy het gesien wie is die gemeente wat kom. Hy het gesien, hier is die fariseërs, die sadduseërs, hier kom hulle met hulle hooggeleerdheid, hier kom hulle met hulle hoogmoed, hierdie aansien wat hulle by mense wil hê die heeltyd, deur voor mense te praat, voor mense te preek. Hulle wil die heeltyd die sê, hulle wil die heeltyd raak gesien word. Die fariseërs en die sadduseërs, hier kom hulle ook nou na die doop toe aangestap. En sê hy vir hulle, addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die troon wat aan die kom is? Nou Matteus fokus op 'n spesifieke deel. Hy sê duidelik dat Johannes het hulle raak gesien, nie die fariseërs en die sadduseërs, en hy spreek hulle aan. En daar was 'n hele menigte, en die hele menigte het gehoor wat Johannes gesê het, maar die Heilige Gees is deur Matteus uitgesonder dat hierdie fariseërs en die sadduseërs, hierdie deel van die gemeente ook moet hoor, dat hulle moet hoor die hele word ook aangespreek. Vandag as jy 'n sekere tema of sekere iets aanspreek, dan sê mense, jy het nou dit aangespreek om my aan te spreek. Nee, is Abba Vader se woord wat jou aanspreek. Is Abba Vader se woord. En as die skoen jou pas, trek hom aan. Repent, bekeer. So daar was 'n verskillende, ons het gekyk daarna, daar's 3 verskillende persone, die fariseërs, die sadduseërs en die essenses. En die fariseërs is gewone mense, skrifgeleerdes. Die sadduseërs het ons gesien is meer ryk, elite, hulle is priesters, hoëpriesters. Die fariseërs glo in die Torah en die oral Torah, en hulle het al hierdie ekstra wette wat hulle swaar las op die mense se skouers gesit. Die sadduseërs glo net in die Torah. Die fariseërs glo in opstanding en glo dat daar's engele. Die sadduseërs glad nie. Die fariseërs het 'n politieke houding teenoor Rome en was ook volksgetrou. Die sadduseërs is pro-Rome, status quo. Hulle was absoluut net daar vir die status. Sadduseërs het die tempelbeheer toegepas en nie die fariseërs nie. So hier is baie boldness, en Abba leer ons in die woord dat boldness, die Hebreë prentjie van boldness is face down trusting God. Dis bold. Ons dink baie kere bold is om op te staan en te vertel en te sê, wanneer almal stil bly om op te staan om iets te sê. Boldness is face down trusting Yotevawai. Met ander woorde, ek gaan net sê wat hy sê. En dis wat Johannes die doper hier sê, hy sê net wat Abba Vader sê, en hy sien nie die mense wat aankom. En is amazing hoe hy dinge sê, is vir my amazing hoe hy dinge sê voor Yeshua dit nog gesê het. Maar presies wat Yeshua gesê het. Kan ek dit herhaal? Johannes die doper sê dinge soos Yeshua gesê het, maar voor Yeshua nog gekom het. Hoekom? Want Yeshua sê net wat sy Vader sê. En hy doen net wat sy Vader doen. En dis presies wat Johannes die doper doen. En dis hoekom later toe Yeshua by die doop by die Jordaanrivier in die doop, toe sê hy vir Johannes, kom ons doen net Vader se wil. Kom ons doen net Vader se wil. So die vraag is, hoekom het die fariseërs en die sadduseërs na die woestyn toe gekom om te luister na Johannes die doper? Waarom kom hulle om gedoop te word? Of wat wil hulle van Johannes hê? Was dit die nuuskierigheid oor die Messias? Was dit nuuskierigheid oor die Messias? Ek glo so. Ek bedoel, as die hele stad Jerusalem daarna toe gegaan het, wou hulle mos ook gaan kyk.
Want hulle was die elite, hulle was dis hulle kerkse mense wat nou so intoe gaan. So hulle moet ook daar wees mos. Ek dink miskien ook dat die woord vir ons sê dat al die mense Johannes gesien het as 'n profeet. As hy waarlik 'n profeet is van God, wil hulle dit hoor. En miskien net deur die feit dat hulle kom, want as jy wys ook daarin dat dit wat jy altyd verkondig is dalk nie altyd die waarheid van Abba Vader nie. So jy wil graag hoor wat hierdie profete sê het, want 'n profeet is net 'n spreekbuis van Abba Vader. Dis net 'n spreekbuis van Abba Vader. Dit kan my baie keer so verstom as mense sê, maar ek wil so graag 'n profesie hê. Sal jy vir my 'n profesie gee? Of sal ten duurste hulle kaarte swipe by sekere kerke net om 'n profesie te kry? Dan sê dit soos in, maar hoekom vra jy nie Abba self nie? Hoekom het jy nie 'n verhouding met Abba self wat hy vir jou wys? Hoekom hang jy mense aan? Hoekom doen jy daai? Maar ja, dit is hoe die vyand dit ook gebruik. Want mense wil graag vashou aan 'n woord wat hulle net daai bietjie hoop gee in plaas van om net na Yeshua te kyk. Hy is die hoop. So ek dink hulle was geïntimideer deur die volk wat gedink het hierdie man was 'n profeet van God. Miskien het hulle self 'n paar werklike vrae gehad, want onthou hulle ken al hierdie profesieë in die Tanakh. En daar was ook van Maleagi af tot met Matteus was daar 400 jaar stilte. Miskien het hulle gedink dat die mense dalk reg is, miskien is die ou waarlike profeet Johannes die Doper, want Maleagi was die laaste profeet. En so onder die druk van 'n skierigheid en die druk van die mense wat glo dat Johannes die Doper 'n profeet was, het hulle opgedag. Maar ons gaan kyk, daar was geen ware bekering nie, geen ware berou, geen ware belydenis van sonde nie, geen ware soeke na Yeshua nie, geen ware berou of belydenis, geen begeerte om 'n hart te kry wat sondig en regverdig was nie. Geen ware gereed maak vir die koning van alle konings nie. En ek wonder hoe baie is dit vandag nog so? Hoekom kom mense kerk toe? Is dit regtig net nuuskierigheid? Ja, om die boksie te tik, om vrou of man stil te hou. Want as jy nie een van hierdie, as jy geen ware bekering het, geen ware berou het, geen ware opregte pad van heiligmaking om te groei en om te cleanse voor ons koning nie. As jy dit nie werklik daardie berou het nie, dan sit jy met niks anders as voorgee en verskonings nie. Hulle was so selfvoldaan. Hulle het geglo dat hulle die groot verhewe persone in die koninkryk sou wees. Wanneer dit kom. Net soos hulle was, so het hulle, daarom het hulle nie bekeer nie. Daar was geen bekering, geen transformasie nie, jy kon dit nie in hulle leefwyse sien nie. Hulle was net bedrieglike skynheiliges. En ons gaan kyk daarna, maar Yeshua gaan hieroor aan baie. Matteus 23 sê hy 7 keer, sê hy praat hy met die Fariseërs en die Sadduseërs en sê hy, wee julle, en ons gaan kyk na elke een daai. Hulle sê, hulle sit in die stoel van Moses, en dan kom hulle met al hierdie valsheid. Hier sien die Fariseërs en die Sadduseërs het hulle bemoei met hulle eie sake. Nou dit klink maklik om te sê ja, dis die Fariseërs en die Sadduseërs, maar ons erken onsself nie soms as dit nie. Ons erken onsself nie dat hierdie woord is eintlik ook vir my wat soms net kerk toe kom, wat net daar is, ek tik maar net die boksie. En wat so selfversekerd is dat ek gaan 'n groot rol hê in die koninkryk in die millennium as ons hier op aarde is. As jy 'n groot rol wil hê, wees diensbaar. Maar dit sien ons nie. Die diensbaarheid in die liggaam, waar is dit? Dra die vrugte van bekering. Die vrugte van bekering is, gaan jy dit sien. Dan gaan jy dit sien. Dan gaan jy diensbaar is in die liggaam sien, maar in die kerk vandag,
Nee, ek het opgedaag. Ek was daar, maar daar's nie daardie diensbaarheid nie. Maar as jy wil groot wees in die koninkryk van Yeshua, wees diensbaar. In Matteus 3 vers 5 tot 7 sê, en Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. Maar toe hy baie van hierdie fariseërs en sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug? Dit is vir my so amazing hoe Johannes, dis net deur Ruach HaKodesh wat vir hom sê, addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug? Waarvan praat Johannes? Hy is in die woestyn. Hy ken die kenmerke van 'n woestyn. Het Johannes geweet dat die fariseërs en die sadduseërs voorgee? Kom ons kyk as ons hierdie gedeelte bestudeer. En sou die fariseërs en die sadduseërs so ver gegaan het om te sê, okay, nee, nou word almal gedoop, kyk wat doen almal, kom ons doen dit ook maar net om vir hulle te wys, ons is ook hier. Sou hulle valsheid selfs in die dade voorgee? Ja, hulle sou. Ek dink hulle sou selfs gedoop word. En almal laat dink het hulle was regtig deel van dit. Dis van, as almal dit doen, gaan ons dit dan sal ons dit ook doen. En ons kry dit vandag nog, nee. Ek bedoel, as jy gedoop moet word om deel van 'n gemeenskap te wees, okay, dan sal ons ook dit maar doen. En daarom wanneer ons doop vra ons, is dit Heilige Gees wat jou gelei het om gedoop te word. Of as jy hier deur groepsdruk. Die fariseërs en die sadduseërs wil nie uitgesluit word nie. En so beweeg ons van die gemeente wat daar is, almal wat by mekaar kom, na Johannes se konfrontasie toe. Die instrument in Abba Vader se hande wat diep sny. Johannes noem hulle addergeslag. Nou dis baie reguit. Want ek het dit altyd gelees, ek weet nie of jy ook nie, ander geslag. Ek het dit nooit gelees, adder geslag. Slanggeslag. Hy sê vir hulle reguit, slanggeslag. Nou kan jy nou dink, jy spreek dit vandag oor 'n groep mense. Julle slanggeslag. Ek sê jy, daai mense haal jou net daar uit. Jy's 'n valse profet. Jy gaan hier uit. Maar hy's reg, hy sê slanggeslag. Dis nie van, "Haai dames en here, hier kom ons geagte leiers, die fariseërs en die sadduseërs, julle is ook so welkom. Baie welkom hier vandag. Ons weet nie eintlik hoekom julle hier is nie, maar baie welkom hier so by ons. Hier's gratis koffie, kry vir jou." Hy sê julle addergeslag. Julle slanggeslag. Johannes spreek net die waarheid want Yeshua het ook hulle so genoem. Yeshua noem hulle 2 keer ook so. Yeshua noem dit in Johannes 12 Matteus 12 vers 34 en Matteus 23 vers 33 sê hy vir hulle ook, julle addergeslag. En dis wat vir my so amazing is want Yeshua noem hulle so omdat hy sê net wat sy Vader sê. Johannes, hy het nooit eers gehoor wat Yeshua sê nie, maar hy noem hulle dieselfde, addergeslag. Maar so veroordeel Johannes die doper hulle ook onmiddellik as godsdienstige bedrieërs. Om te verduidelik. Adder in Grieks is die woordjie agitna. Dit verwys na 'n klein giftige woestynslangetjie wat baie bekend aan Johannes die Doper was want hy het in die woestyn groot geword. Hy het vir 30 jaar in die woestyn gebly. En hierdie slangetjie was so bedrieglik want hy het gelyk soos 'n dooie takkie of 'n klein stokkie. En dit sou stil lê en iemand wat brandhout bymekaar maak, sou dan hierdie brandhout optel en dan dog hy hierdie is 'n stokkie en as hy draai sy hand naby kom aan, boep, dan byt hierdie slang hom en pik hom en spoeg so sy gif. En dis presies wat op Melita gebeur het in Handelinge 28 vers 3 met Paulus. Paulus was ook besig om hout by mekaar te sit en toe byt die adderslang hom.
Die adder was bedrieglik. Want hy byt skielik, jy dog dis 'n takkie wat daar lê, is deel van hierdie hout en dan woep, dan byt hy jou. En dis presies. Hoor hoe mooi sê Johannes hierdie, hy sê addergeslag, julle kom hiernatoe, julle lê mooi stil, julle is stoepstil, julle praat niks nie, maar julle gaan my byt. Julle gaan van my byt. Julle addergeslag, ek sien vir julle hoor. Julle is hierso. Nou Johannes die Doper noem hierdie Fariseërs en Sadduseërs nie net adders nie, hy noem hulle die nageslag van adders. Want hulle was net die produk van die mense wat hulle vooraf gegaan het. Hy het regtig gepraat oor die sonde van hulle vaders en waarmee hulle voortgaan, maar hulle was dodelik skynheilig. Dodelik skynheilig. Hulle het 'n hele nasie giftig met hulle noodlottige misleiding. Hulle het hulle self voorgegee asof hulle onskadelik en dat hulle nie as 'n slang was wat giftig was nie. En terloops, dit was gepas dat hy hulle adders genoem het, want hulle verteenwoordig die slang. Reg deur die woord van Genesis af, van die tuin van Eden af tot Openbaring 12 vers 9, jy kan gaan lees, Openbaring 20 vers 2 word Satan gesien as 'n slang. In Johannes 8 vers 44 beskryf Yeshua die Satan as van die begin af 'n moordenaar en staan nie in die waarheid nie. Hy's 'n bedrieër, hy's 'n leienaar. Johannes vergelyk die Fariseërs en die Sadduseërs met 'n slang, met hierdie adderslang. Maar sien soms luister ons almal na die slang. Of val ons vir die versoeking van die slang. En die oomblik wat ek en jy die leuen van die vyand glo, ons die leuen neem of aanvaar, bemagtig ons die vyand in ons lewens. So die oomblik wanneer ek en jy betrokke is by want hy is die vader van die leuen. En die oomblik wanneer ek en jy betrokke is by 'n kinderstorie en ons hoor, het jy nou gehoor? Het jy nou gehoor wat doen hy? En dan, Jesus, kan jy nou glo? En dan kom jy by die huis en dan sê jy, Jesus, het jy nou gehoor wat doen hulle? Die oomblik as jy daai leuen wat nie, jy doen nie eens moeite om die waarheid te hoor nie. Jy vat daai leuen en jy maak dit joune. Dan is het die vyand jou mislei. Het die vyand jou gepik, jy's deel, jy verteenwoordig. En die oomblik as jy dit oorverkondig, dan is jy deel van sy domine, jy's deel van sy plan. Hy het jou gebruik as 'n instrument. Dan bemagtig jy die vyand in jou lewe. Jy bemagtig hom, jy het die deur oopgemaak. En dis hier waar ons 'n instrument word in die hande van die vyand om in ongehoorsaamheid te wandel, want jy die leuen aanvaar. Daarom moet jy baie versigtig wees wat jy ook al aanvaar, waarna jy moet luister. Want jy kan so maklik die leuen aanvaar. En dis hier waar ons 'n instrument word in die hande van die vyand om in ongehoorsaamheid te wandel en teen Abba Vader dan te rebelleer. Deur ander seer te maak. Deur alles te doen waarteen Abba Vader jou waarsku. In opstand te kom. Is omdat jy 'n leuen geglo het en aanvaar het. En dit lei tot groot skade. Hoekom ontvang jy baie keer die leuen net so? Is dit 'n gebrek aan kennis? Ja. Dis 'n gebrek aan kennis. Tweedens, dis selfvoldaanheid. Jy wil graag die een wees wat 'n storie gaan oor vertel. Ander mense in 'n slegte lig sit. Maar wanneer die woord van Abba Vader oor die slang praat, soos in Openbaring 12 vers 9, dat Abba Vader iets oor die vyand ook openbaar, dat die vyand as die vader van die leuen beskou word. Daarom moet ek en jy baie versigtig wees as na wie ons en wat ons luister. Want die oomblik wat ek die leuen glo, dan bemagtig ek die vyand. Dan bemagtig ek die vyand. Hoor gou. Die slang gaan kom. Hy gaan kom. En daar gaan versoekings wees. En as jy daarvoor val of toegee,
gaan jy 'n instrument in die hande van die slang wees. Jy gaan die eienskappe dan van die slang vertoon. Nie die vrug van die gees nie, jy gaan die eienskappe. Hoekom sê ek dit? Slang in die Hebreë is die woord Nagash. So Nagash verteenwoordig die vyand. Maar Nagash beteken ook die beeld van die slang. Om die beeld van die slang te volg. Met ander woorde, as hy die vader van die leen is en ek ontvang die leen, gaan ek die beeld van die slang tentoonstel. Ek gaan sy karaktereienskappe tentoonstel. Gehoorsaamheid kom van hemel kom aarde toe deur gehoorsaamheid. Maar die vyand gebruik ongehoorsaamheid. Rebellie en ongeregtigheid kom na die aarde toe deur ongehoorsaamheid. So, ons is Tselem Elohim geskape. Ons is na Vader se beeld, Genesis 1 vers 26. Ons is na sy beeld, daar staan, ons is in Hebreë, ek en jy is geskape Tselem Elohim, na die beeld van God. Maar die vyand, so Vader het ons gemaak na sy beeld, maar die vyand sal alles doen om ons te kry na sy beeld, na Nagash, om sy beeld uit te leef, om die leen uit te leef. En daarom is skinder en leens dis die karaktereienskappe van die vyand. As ek nog verder skinder, as ek nog verder leens praat, sit ek my hand, dan verteenwoordig kom, dan stel ek sy karakter tentoon. En daarom kom die vyand en hy probeer met alle geweld sy beeld, Tselem Nagash, dat ons dit nastreef. Hoekom? Om die beeld van Satan uit te beeld deur deel te neem aan die stelsel van rebellie teenoor Abba Vader. Hy kry ons en Mitchell het in sy getuienis Saterdag gesê, net soos wat ons 'n opdrag het van Yeshua om disippels te maak, net so het Satan. En dis 'n aktiewe ding wat daar buite besig is om te gebeur, om disippels te maak vir Satan. En jy vertoon sy karakter. Jy vertoon sy karakter as jy mense bedrieg, as jy mense voorlieg, as jy kinderstories vertel, as jy leens, as jy leenaar is. En dit is presies dieselfde prentjie as wat ons sien in die boek Daniël. In Daniël 3 sien ons hoe Daniël en sy 3 vriende weier om te buig vir die koning Nebukadneser, die koning van Babylon, se beeld wat gebou word. Hierdie woordjie beeld is die woordjie Tselem. In Daniël 3 was dit die Tselem, die beeld van Babylon, Bavel, die Babylon wat genoem word. Jy moet buig voor hierdie beeld. En net so is dit nog steeds die vyand wat wil hê ek en jy moet buig, ons moet buig vir sy karakter. En net interessantheid, Babylon wat beteken om te verwar deur te meng. En dit is presies wat die vyand doen. So wat die vyand doen is, en die taktiek wat hy vandag doen, en ou sien dit in die kerk, is, daar's nou soveel goeders op YouTube beskikbaar. Soveel goed. So, almal luister na alles, en jy dink, jy luister na hierdie Joodse rabbi. Die vyand werk deur enigiemand hoor. Die vyand werk deur enigiemand. En daarom moet ek en jy baie seker maak wat ons luister, en wat vir Abba Vader vra. Yeshua is die waarheid. Yeshua is die waarheid, dat hy ons sal wys sy waarheid. Inteendeel, Abba Vader sê, in Psalm 32 vers 8, ek wil jou leer aangaan in die weg wat jy moet gaan. My oë is op jou. So, die karaktereienskappe van die slang, Nagash, in Hebreëus, wat se karaktereienskappe van die slang is daar wat ek en jy dan uitbeeld, as ons die slang verteenwoordig? Wat se karaktereienskappe? Eerste, die slang is listig. Listig in Hebreë is die woordjie sloe. In Genesis 3 vers 1 word die slang beskryf as die slang wat die sluiste van al die diere is. En die woordjie sluiste in Hebreëus
is arim, wat beteken slinks, listig of slim. Daar's 2 woorde. Dan die slang is misleidend. Die slang mislei Eva deur Abba Vader se woord te verdraai. In Hebreëse denke simboliseer hy verleiding en verdraaiing van die waarheid. En dit is wat hy doen. Daarom moet ons so waak daarvoor. Ons moet so waak. Jy kan nie net ooploop en alles luister wat jy luister nie. Ons moet want die vyand se taktiek is om ons te verlei en ons verdraaiing van die woord te kom. Daarom moet ons op alert wees. Kwaai op alert. So dalk vra jy maar waar kry ek dan die waarheid? Waar kry ek die woord? Gaan daar waar Abba jou plant. Kyk na die vrug van die een wat die woord verkondig. Kyk na die vrug. Dis die woord wat Abba Vader ons. Kyk daar waar ek jou plant, daar sal ek vir jou voeding gee. Maar nee, ek gaan nou nie eens meer kerk toe nie. Ek is nou nie eens meer gehoor waar Abba my plant nie. Ek kry alles op YouTube. Dis nie wat Abba Vader se woord sê in Hebreërs 10 vers 25. Moenie versuim om die samekomste by te woon nie. Dis sy instruksie. Die derde ding is die slang is 'n verleier. Hy's 'n manipuleerder en 'n slegte invloeder. Die slang gebruik sekere oortuigings en halwe waarhede om die mens te verlei. 'n Karakter van 'n subtiele invloede en oortuigings. En ons moet so op alert wees. Die slang is 'n simbool van kwaad. Hy is die aanklaer en hy is die versoeker. So die vraag is, wat vertoon of weerspieël ek en jy? Tselem Elohim of Tselem Nega? Wel, Johannes die Doper kyk so en hy sien almal wat aankom en hy sien maar julle verteenwoordig Tselem Nega. Julle verteenwoordig ander geslag van julle geslagte af. Dis wie julle verteenwoordig. So baie meer is net 'n woordjie wat hy gebruik het, baie meer. So Johannes die Doper sê vir die Fariseërs en sê, ander geslag, wie het julle aangewys? Hoor hoe mooi sê hy dit. En ek gaan nou verduidelik. Wie het julle aangewys om te vlug vir die troon wat aan die kom is? Hoekom wat 'n troon is op pad? Waarvan praat hy? Johannes wil weet, wie het hulle gewaarsku om te vlug vir die troon wat kom? Nou, dit hou verband met wat hy hulle noem, die ander geslag. Kom ek verduidelik. Johannes het vir 30 jaar in die woestyn, hy het die woestyn baie goed geken. En op plekke in die woestyn is daar, as jy deur die Karoo ry en dit is veral deur die winter waar daar nie reën was nie, dit is rarig droog, of waar was droogte, dan het jy net hier en daar sulke kort grasies, in die woestyn. Die gras is sommer of as jy verby 'n droë plek ry en die oes is klaar van die grond af, dan is daar net hier en daar sulke grasies. Weens die droogte. En dis hier waar jy dan nou hierdie klein hierdie vertraagde bossie sien. Hierdie doringbossies sien wat so staan. Want dis 'n gebrek aan water. En soms sou daar 'n brand kom in 'n woestyn. En wanneer 'n woestyn brand of sou uitbreek, sou dit soos 'n rivier van vlamme oor hierdie droë gras en die brood, want daai droë bossies is soos petrol vir vuur. En dit loop soos vlamme oor hierdie woestyn. Maar voor hierdie woestyn brand, hierdie natuur, dis wat amazing is. Hierdie slangetjies, hierdie klein adders, hierdie klein skorpioene en woestynwesens, hulle skarrel vir hulle lewens en hardloop weg van hierdie vuur. Trouwens, dieselfde ding het gebeur as in velde wat jy kry wat aan die brand gesteek word. Vandag brand mense nog steeds lande na 'n oes. Met ander woorde, gedurende die tyd toe die graan gegroei het, sou die slange in die graan wegkruip, hulle sou daar woon. En dan skielik sou die oes kom en hulle kon die oes verduur wanneer dit geoes word,
Dan kruip hulle nog steeds weg, want hulle lyk soos die takkies. Maar die veldbrand, hulle was soos petrol vir die veldbrand. En sou die klein slangetjies oor die woestyn voor die vuur, sou jy sien vlug, as jy nou in die woestyn sou kyk, dan sou jy sien hoe hardloop hierdie stert op sy stert, so daar deur die woestyn, want hy is bang vir hierdie vuur. En dis wat Johannes vir hierdie fariseërs en die Sadduseërs sê. Julle kom hier aangehardloop soos hierdie slang op sy stert. Julle addergeslag, nou kom julle hier aan. Weet julle iets van die waarheid? So Johannes die Doper kyk na hierdie addergeslag en sê, wat het julle na hierdie veilige plek toe gebring? Om bekeer te word en om gedoop te word. Wat het julle hier na die water toe gebring? Is julle bang vir die oordeel van die vuur? Johannes sien hierdie mense voor hierdie fariseërs en die Sadduseërs soos vlamme, so slangetjies of soos hierdie diere vlug wat in die woestyn is. Dis asof hy sê, wie het julle aangewys dat julle as slange uit julle gate moes uitvlug? Of watter vuur het aan die beweeg gekom? En Johannes het die antwoord geweet, hy het geweet dat hierdie vuur was, hy het geweet wie dit was. Want hy het gesê, ek doop met water, maar die een wat kom gaan doop met vuur. Maar hy wou by hulle hoor, hy het hulle eie monde uit. En dit was die vuur van die oordeel van Abba Vader waaroor hy praat, maar dit was nie regtig wat hulle beweeg het nie. Maar hy gebruik hierdie mooi prentjie om vir hulle te sê, maar dis eintlik wat julle doen. Wakker word. Maar dit is nie hoekom hulle daar is nie. Hulle is nie deur die vuur van die oordeel van Abba Vader beweeg nie. Hulle is deur Satan uit hulle gate uitgejaag. Die duiwel het hulle aangepor en hulle mislei om hul skynheiligheid uit te voer. Maar Johannes was reg om te vlug vir die troon, want dit is aan die kom. So dit is hoe hy hulle sien naderkom. Hulle het dit nie self raak gesien nie. Nou, die troon van Abba Vader, die woordjie troon kom 300 keer in die Tenag voor, en reg deur die woord verwys dit na Abba Vader se oordeel. Daarom vra Johannes, wie het julle gewaarsku oor Abba Vader se oordeel, wat naby is? Maar hulle het nie regtig vir Abba Vader se oordeel gevlug nie, hulle het nooit regtig dit in die gesig gestaar nie, want hulle was so selfvoldaan. En so klaai hulle eintlik aan, hy konfronteer hulle met die waarheid. En hulle besef dit nie eintlik eers. En dan gaan hy verder, dan konfronteer hy hulle verder en sê vir hulle Matteus 3 vers 8, dra dan vrugte wat by die bekering pas. En hier beklemtoon Johannes hulle valsheid wat hy sien. Hy het gesien hoe hulle voorgee en hoe hulle vals is. Hoekom hulle met valse, hulle het nie regtig gekom om hulle te bekeer van die oordeel wat gaan kom nie. Dis nie, want as jy jou nie bekeer nie, gaan jy na die hel toe. Dis die waarheid. Johannes het hulle valsheid herken en daarom gee hy hulle 'n ware stelling, 'n manier waarop hulle egtheid kan bewys deur dra dan vrugte wat by die bekering pas. Met ander woorde, as jy werklik van die toekomstige troon van Abba Vader wegvlug, as jy werklik slange is wat voor die vuur skarrel, laat my dan die vrugte van julle ware bekering sien. So wat is die vrugte van ware bekering? Wat is die vrugte van ware bekering? Baie mense sal vir jou sê, jy moet net bely dat Yeshua is die seun van God. En dit is deel daarvan. Dit is deel daarvan. Maar ware bekering, ware wedergebore is 'n hele transformasie. Dis 'n hele transformasie. Dis van waar jy Yeshua dalk op lysie nommer 8 op jou prioriteitslys gesit het, dalk 23, dalk 127, sit jy hom nou heel eerste. Jy sit hom heel eerste. Dit verwys na 'n lewensverandering en dade wat volg op ware berou en terugkeer na Abba Vader. Jy word nie gered deur die dade nie. Maar wanneer jy gered word, dan wil jy 'n heilige priesterdom wees. Jy wil verander.
Dis innerlike verandering wat sigbaar word in iemand se optrede, in sy gesindheid en in sy karakter. Is dit nie dalk ook nederigheid nie, 'n gebroke en 'n berouvolle hart nie? Het Dawid tot berouvol gekom, het Dawid tot insig gekom toe hy met Betseba gaan lê het? Ja, hoor wat sê Dawid. Dawid sê in Psalm 51, dis 'n berouvolle hart. Hoor wat sê hy? Psalm 51 vers 17 tot 19. Here, open my lippe dat my mond u lof kan verkondig. Want u het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gee. 'n Brandoffer het geen behaag nie. Die offers van God is 'n gebroke gees. 'n Gebroke en 'n verslae hart sal u o God nie verag nie. Met ander woorde, jy moet waarlik tot berou kom, en 'n berou is 'n gebroke gees. Dis waarlik, ek het berou oor dit wat ek gedoen het en my hele lewe verander. Dis soveel berou oor dit wat jy verkeerd gedoen het, dat jy dit nie weer wil doen nie. Jy wil alles in jou vermoë doen om dit nie meer te doen nie. Is die vrugte van bekering nie dalk gehoorsaamheid aan Abba Vader nie? Deur te doen wat hy beveel nie? Is dit nie bekering nie, want as ek weg beweeg van Abba af, ongehoorsaamheid aan sy woord, beteken ek beweeg weg van Abba Vader af. As ek terugkeer deur die bloed van die lam, beteken ek gaan Abba Vader gehoorsaam. So ware bekering, waar daar 'n wedergeboorte is, ek wil Abba Vader gehoorsaam. Ek wil doen wat hy sê. Sê hy, ek moet die Sabbat heilig. Waar sê hy, wys vir my. Dis nie van, hy hoor die roep, kom ek wys vir jou, hoekom die Sabbat nie heilig is nie. Jy weet, as iemand vir my kom sê, hulle wil graag my afspraak hê oor die Sabbat. Hulle wil vir my 'n paar dinge in die woord kom wys oor die Sabbat, dat die Sabbat is nie meer nodig, ons kan kies wanneer ons hom wil hou. Ek vat nou maar net 'n voorbeeld. Dan is dit regtig vir my, die saak van, gaan jy my kom wys? Of het jy 'n leerbare gees? Want ek was ook daar, ek het ook daai gedink wat jy dink. As iemand na jou toe kom en hy wil vir jou sê, kom ons hou 'n midrash oor die Sabbat, of oor vark, of oor 'n kalender. Met wat se hart kom jy? Om my verkeerd te bewys? Want as jy my wil verkeerd bewys, is jy glad nie oop om te hoor wat ek sê nie. Dan los ons dit. Dis die woord. Dis die woord. As jy kom om iemand, maar jy kom nie met 'n hart om te leer wat in die woord staan nie, dan bly Yeshua ook stil. Ons gaan daaroor praat. Yeshua het self stil gebly. Want jy kom met ander goed wat nie waarheid is nie, dan bly Yeshua stil. Is die vrugte van bekering dalk gehoorsaamheid aan Abba Vader nie? Is dit nie dalk gehoorsaamheid deur te doen wat hy beveel nie? Met ander woorde, as ek waarlik tot by bekering kom, dan gaan ek regtig wil hoor wat hy sê, nie met my eie voorgestelde idees, my eie opinie, met 'n fariseer of 'n sadiseer mentaliteit nie. Dit gaan kom, wys vir my, leer vir my wat staan daar. Wat staan daar? Of verandering in gedrag om sonde te laat staan en reg te doen? Of is dit dalk, is ware bekering regverdigheid en liefde teenoor ander? Verander jy so dat jy liefde toon teenoor ander? Is dit nie dalk ware bekering nie? Is dit die vrug van bekering? Dat jy regtig liefde wil betoon, dat jy nie koste maak vir behoeftiges daar buite, maar jy doen dit nie met die regte hart nie. Ware bekering doen jy met die regte hart. Jy wil liefde toon vir Yeshua, Matteus 25. Ware bekering, ware vrug is die vrug van die Gees, liefde, vreugde, vrede, geduld, liefde, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Jy sien, die vrugte van bekering is alles wat wys dat 'n persoon werklik verander het. Hy het werklik verander. Dis 'n nuwe gedrag, 'n nuwe hart en 'n lewe wat Abba Vader eer. Kan ek vra, wys jou lewe, wys my en jou lewe vir jou familie, vir die vriende, vir mense om jou, dat jy Abba Vader eer. Dat jy Abba Vader eerste stel in jou lewe. Kan mense dit sien in jou lewe?
In Sondag, die afgelope Sondag, het ek met 'n ou gepraat wat in Drakensberge, daar in die Drakensberge, Hoedspruit lewe, bly. En hy het 'n wildsplaas daarso en hy's so kort af met my, praat maar net so dit en op 'n stadium te vra vir my, maar wat doen jy vir 'n lewe? Ek sê nee, ek is in die bediening. Ek lewe vir my koning. Ja, het hierdie man sy hele hart teenoor my net daar verander. Hy nooi my, hy ken nie eers my vrou of my kinders nie. Hy nooi ons na sy wildsplaas toe, hy nooi ons na oral toe. Ek is soos in, wow, dis amazing, dis nice. Gewoonlik is dit die teenoorgestelde. Wanneer jy vir iemand sê jy is in die bediening, dan los hy jou so 'n bietjie een kant. Okay, ek gaan daai kant sit en gesels. In Handelinge 26 vers 20 praat Paulus van werke wat by die bekering pas. Ons gaan kyk daarna volgende keer. Wat is hierdie werke? Wat is hierdie dra die vrugte wat by jou bekering pas? Werke wat by die bekering pas. Want ons kan so maklik hierdie verskoningkie opgooi. Maar ek hoef nie te werk nie, ek hoef nie meer diensbaar te wees in die koninkryk nie, want ek word nie gered deur werke nie. Yes, dis allemaal amazing hoe die vyand ons mislei, is dit nie? Is dit nie maklik hoe ons die leuen van die vyand aanvaar nie? As jy gered word, dan word jy 'n priester. Dan word jy 'n disipel van Yeshua. Jy het 'n werk. En jou geloof sonder werke is in sigself niks. Dis wat Jakobus sê. So wat is hierdie werke van die bekering? Wat is die vrug van bekering? Ons gaan so in die volgende 2 weke gaan ons so stil kyk na dit. Maar die kernpunte van Johannes se konfrontasie is hierdie addergeslag. Johannes gebruik 'n baie sterk term, adder. En hy simboliseer hierso misleiding, gevaar en boosheid in hulle. Hy beskuldig hulle van huigelary en geestelike misleiding. Hy bevraagteken hulle motiewe. Hulle is daar waar almal gedoop word tot bekering, maar hulle het nie 'n berouvolle hart nie. Jy sien bekering, my en jou bekering moet sigbaar wees. Hoe het jou lewe getransformeer? Hy sê vir hulle moet vrugte dra wat pas by bekering. Dit wil sê, hulle lewens moet toon dat hulle geregtigheid, dat hulle regtig verander het. Jy sien, Papa God soek ware geloof, nie godsdienstige tradisies nie. Hy soek 'n ware verhouding met hom. En 'n ware verhouding met hom, as jy in intimiteit kom met hom, waar jy 'n ware verhouding met hom het, dan verander jy dan wil jy verander meer en meer soos hy. Die Fariseërs en die Sadduseërs, hulle steen op hulle godsdiens en hulle afkoms. Maar Vader kyk na hulle harte en na hulle dade. Wat beteken dit vandag vir ons? Johannes se konfrontasie roep ons ook om vandag nie na godsdiens te kyk en die hoeveelheid kopkennis wat ek het nie. Maar is ek besig om die woord te wees? Is ek besig om te leef? Kan mense dit sien? Kan mense dit sien in my dade? Kan hulle dit sien? Kan hulle sien, maar hierdie hout verander. Ek het ook die naweek 'n vriend van my ontmoet wat ek saam op laerskool mee was. En hy is op my Facebookblad en hy het vir my gesê, "Yes, maar ek sien baie dinge verander in jou lewe." En is amazing hoe jy met hom praat en ewe skielik bring hy Abba ook in die gesprek in die hele tyd. It's amazing. Jy sien, ware geloof gaan nie oor waar jy vandaan kom nie. Dit gaan nie oor jou kultuur of sekere seremonies nie, maar oor 'n veranderde lewe. 'n Veranderde lewe. En hierdie waarheid loop soos 'n goue draad deur die hele woord.
Maar Vader is nie beïndruk met uiterlike seremonies of rituele nie. As die hart ver van hom af is nie. Hy is nie. Hy's besorg oor jou hart. En jy kan dalk vir mense voorgee, jy kan nie vir Abba Vader jou hart wegsteek. En daarom gaan ons eendag voor Abba Vader staan met ons hart in ons hand. En Jesaja 29 vers 13 sê, Abba, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. So kan ek gou vra, hoekom is jy in die kerk? Hoekom is jy in die gemeente? Hoekom het die fariseërs en die sadiseërs nader gekom? Want jy steek dit nie weg vir Abba nie. As jou lewe nie getransformeer het nie, as jy na Abba toe kom om hom te eer met jou mond, maar jou lippe is ver, met jou mond en jou lippe, maar jou hart is ver van hom af, hy weet dit. So wie dink jy flou jy? Papa God sien deur uiterlike aanbidding en soek 'n opregte hart. Hoor gou in Micha 6 vers 6 tot 8 staan, met wat sal ek voor Jotawawai verskyn? Dis 'n profeet uit Abba Vader se woord, hy sê, met wat sal ek voor Jotawawai verskyn? Hy het jou bekend gemaak o mens wat goed is, om reg te doen, liefde en trou te bewys, en om in nederigheid saam met hom te wandel. Hy het ons gewys, hy het ons sy woord gegee, om reg te doen, liefde en trou te bewys, en om nederig saam met hom te wandel. Nie in hoogmoed nie, nie in selfverheffing nie. Kom ek vertel julle. Maar Vader vra nie groot offers nie, maar hy vra opregte harte. Liefde en nederigheid. In Matteus 23 sê Yeshua vir die fariseërs, hulle is soos wit gepleisterde grafte. Mooi van buite, maar dood van binne. En ek wonder net, as Yeshua kyk na my lewe, as hy kyk na ons as 'n liggaamse lewe, wat sou hy vir ons sê? Sien hy harte wat werklik hom wil dien met alles, wat hom prioritiseer bo enigiets. Die vyand sal so ver gaan deur vir jou te sê, jou man moet jy meer eer as Abba Vader. Dis 'n leuen, hoor. Nooit ooit moet jy jou man of jou huweliksspouse bo Abba Vader staan. Nooit. Nie eers jou eie kinders. Kyk maar vir Abraham. Hy moes Isak gaan opoffer het. Wat het eerste prioriteit in jou lewe? Of is ek en jy 'n fariseer, wit gepleisterde graf? Baie mooi wit geverf van buite, maar dood van binne. Met ander woorde, ek ken die woord, ek weet al die mooi woorde en ek weet hierdie tipe seremonies en ek weet sekere rituele, ek tikkie boksie, ek gaan kerk toe, ek doen al die dinge, maar binne, hoe lyk ek binne? Dan sê Yeshua vir die fariseërs, hulle bind swaar las op mense, maar hulle harte is ver van Abba Vader af. Jy sien Yeshua en Johannes die doper het godsdienstige skynheiligheid ontbloot. En ek wonder, as Abba dit weer doen. As Abba dit weer doen en as Abba dit in Houtkruis doen in die gemeentes in Suid-Afrika, dan sal jy dalk nie 49 mense kry wat Amerika toe gaan nie. Want waar het Abba jou geplant? Waar het Abba jy? Jy het 'n heilige roeping. Jy het 'n heilige roeping. Waar is jy diensbaar in sy koninkryk? Abba Vader, kan jy roep Amerika toe om daar vir hom ook koninkrykswerk te gaan doen? Hy kan, verseker. Maar die belangrikste is om te weet waar hy jou geplaas het, waar hy jou wil plaas om vrug te dra.
Yeshua en Johannes die doper het godsdienstige skynheiligheid ontbloot en het ware innerlike geloof gesoek. En dit laat my dink aan die storie wat ek gelees het. Daar was 'n man met die naam van Oom Willem. Dis 'n ware storie. Hy was alom bekend in sy dorp as 'n godsman. Godsvrugman het hulle hom genoem. En elke kerkdiens was hy die eerste een by die kerk. Hy dra altyd 'n pak klere, bid met baie mooi woorde, gevleelde woorde in die gemeente en het altyd Bybelversies reg om te quote. Mense het hom gerespekteer, sommige het selfs bang vir hom gevoel, so heilig het hy voorgekom. Maar by die huis was dit anders. Sy vrou Tannie Anna het stil geword oor die jare. Sy het nie meer saamgekom kerk toe eers nie. As jy vir haar gevra het hoekom kom sy in die kerk toe nie of wat is fout, het sy net sag gesê, die Here sien alles. Wat niemand geweet het nie is dat die oom Willem baie hard was by die huis. Hy het sy vrou verneder. Sy het nooit die kans gehad om besluite te neem nie. En het alles wat sy vir hom gedoen het vanselfsprekend aanvaar. Die storie gaan verder. Hy het nooit eers sy bord of sy koppie self skoongemaak nie. Want hy het gesê dit is die vrou se werk. By die Bybelversies, hy het Bybelversies gebruik om haar stil te hou. Hy het selfs die woord gebruik om haar stil te hou, maar nooit om haar lief te hê nie. Soos wat Yeshua die kerk lief het nie. En eendag het 'n pastoor by hulle huis kom kuier en Tannie Anna het tee en beskuit voorgesit en toe dit klaar is, het die jong pastoor opgestaan en die skottelgoed begin optel en begin was. En oom Willem was half geskok, aangekyk en gesê, hoorie, jy's die gas, hierdie is 'n vrou se werk hoor. En die pastoor het na hom toe gedraai en gesê, ek is nie hier om 'n gas te wees. Ek is nie hier om 'n gas te wees nie, oom, ek is hier om Yeshua te wees. En daardie woorde het stil in die kombuis gehang. En vir die eerste keer het oom Willem nie woorde gehad nie. Want net daai een sinnetjie wat die pastoor sê, het die oom se lewe so aangeraak. Hy het gaan sit. En iets het in sy oë begin beweeg. Wat nooit gebeur het nie. Jy sien, godsdienstige skynheiligheid is wanneer jy voorkom asof jy so heilig is. Maar jou hart en jou dade weerspreek dit nie. Ware geloof wys nie net by die kerk nie, dit wys in hoe jy ander behandel, veral die naaste aan jou. En Yeshua sê in Johannes 4 vers 23, maar die uur kom wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Nie in tempels of volgens tradisies nie, maar 'n hart wat reg is voor Abba Vader. So wat beteken dit vir my en jou? Geloof is 'n verhouding, nie godsdiens of 'n ritueel nie. Abba Vader wil hê ons moet hom uitleef uit ons lewe en daarom is ons almal op 'n pad van heiligmaking. Ons het almal nodig om te groei. Ons het almal nodig om te vra, maar Abba, U praat vanoggend met my direk. Lyk ek soos hierdie wit gepleisterde graf, mooi van buite maar dood van binne? Vader, kom was my met die waterbad van U woord. Was my. Maar Vader wil hê ons moet uit liefde en uit oortuiging vir hom leef, nie uit gewoonte of onder sosiale druk nie. Uiterlike dinge kan goed wees en dit is. Maar dit moet uit 'n egte hart kom, uit 'n egte hart.
Jy sien, my en jou redding verg van my en jou ook om terug te keer na die heilige roeping wat Abba Vader nog altyd vir ons het. So, Johannes leer ons 5 elemente. Hy sê, almal wat nader gekom het, so daar was die aan wie hy die woord verkondig het, en dit is waaroor dit gaan, wanneer jy die woord verkondig, mense kom by mekaar, dis waar hy die woord verkondig het, 'n gemeente, daar waar Abba jou plan, daar waar jy deel is, dan is daar ook Johannes wat konfronteer. Hy konfronteer, en hy vermaan. En dan praat hy ook van die veroordeling, en hy praat van die brand. En ons gaan kyk daarna. Maar wat ek moet mee eindig is, daar's geen hoop as jy nie tot bekering kom. Jy sal nooit weer 'n kans kry om reg te maak. Nooit ooit weer as Yeshua kom nie. Yeshua sê in Markus 9 vers 48, en as jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. En ek moet hierdie sê, as wel is in jou lewe die heeltyd opkom, doen iets. Doen iets. As jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. Dit is beter vir jou om met een oog die koninkryk van God in te gaan as om twee oë te hê en in die helse vuur gewerp te word waar wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. As jou oog, watter mense sal dit doen? Yeshua gebruik hierdie prentjie om vir ons te sê, as jou oog jou laat struikel, haal dit uit. Met ander woorde, as jy die heeltyd kyk na goeders wat jy die heeltyd begeer, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oog en die grootsheid van die lewe, as jy jou oog die heeltyd na dit kyk, haal eerder jou oog uit. Want het is beter vir jou om op aarde te loop sonder 'n oog as om die hemel te mis. Dit is beter vir jou om met net een oog die koninkryk van God in te gaan as om 2 oë te hê en in die helse vuur gewerp te word, waar wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus nie. Daar's wurms in die hel. Wurms, ja, die woord praat van wurms. Daar's plekke op aarde waar die kors van die aarde net 80 kilometer dik is. En as jy so afboor vir 80 kilometer deur hierdie dik kors, kom jy by 'n ligheelte of 'n holte, en dis daar waar die temperatuur ongelooflik hoog is. Daar's plekke in die diepste oseane waar mense nie kan kom nie, maar waar daar nie lewe is nie, en wat mense nog nooit in 'n lewe gesien het nie. Ons as mens kan nie daar kom nie, want dit is te diep. Maar daar het wetenskaplike toerusting afgesit en gevind dat die kors van die aarde op hierdie plekke waar die ligheelte is, waar daar ligleegte is, net 1,5 meter dik is. So 'n paar jaar gelede het wetenskaplikes gesien dat daar krake in die kors van die aarde is, in die see, en hulle het die temperatuur rondom hierdie krake gemeet, en op die bodem en op die aardkors was hulle ongelooflike hoë temperature gemeet. 10.000 grade, 11.000 grade. En raai wat het hierdie wetenskaplikes gevind? Naby hierdie openings. Hierdie openings wat hulle in die aardkors gekry het. 8 voet lang wurms. 8 voet lang wurms wat daar bly. En jy kan die boek gaan lees, The Deep Sea van Joseph Wallace. Wetenskaplikes sê dis die onverklaarbaarste vorm van lewe. Want geen vorm van lewe kan in daardie temperature lewe nie, behalwe hierdie goed, die 8 voet lang wurms. Dat mense nogal anders dink oor die hel, nee. Hulle sê, dis die mees ongewone verskynsel op aarde. Mees ongewone. En dan beskryf Jesaja dit in Jesaja 66 vers 24, en hulle sal uitgaan en die lyke sien van die mense wat teen my opgestaan het, want hulle wurm sal nie sterwe en hulle vuur sal nie uitgeblus word nie, en hulle sal vergryslik wees vir alle vlees.
Die hel was nog altyd so en dit sal altyd so wees. En hierdie plek is daar vir die vyand, vir Satan en elkeen wat onder wat sy Selem Nagash nastreef, wat dit leef. Job sê in Job 18 vers 21, hierdie plek is vir elkeen wat sterf en wat God nie ken nie. Om Abba Vader te ken, om hom te sê dat jy glo in Abba Vader. Om Abba Vader te ken, om te sê jy glo in hom, dis twee verskillende dinge. Jakobus 2 vers 9 sê, glo jy dan dat daar net een God is? Jakobus vra die vraag, glo jy dat daar net een God is? Dit is reg. Die bose geeste glo dit ook en hulle sitter van angs. Die duiwel glo ook in God. Is hy in die hemel? Nee. Die vraag is, ken ek en jy vir Abba Vader? Het jou verhouding met Abba Vader jou lewe verander? Is jou hart sy hart? Hoe is my verhouding met Yeshua as hy prioriteit nommer 1 eerste in jou lewe? Is jou verhouding op daai punt dat jy weet dat as jy vandag iets oorkom, maak jy jou oop in Papa God se arms? Is jou verhouding daar, is jy seker? Jy sien mense, kerke praat nie oor die hel nie, maar die hel is 'n werklikheid. Dit staan so in die woord. Yeshua het meer oor die hel gepraat as oor die hemel. En almal van ons raak geskok as ons daaroor praat. En ons raak so getraumatiseer daaroor. En ons harte klop vinniger. Maar hoor gou. Die hel is nie verpligtend nie. Jy het 'n keuse. En in kort is dit wat Johannes die Doper vir die mense sê, julle aardse geslag. Julle wit gepleisterde grafte, sê Yeshua. Jy weet, jy kan wegsteek. Jy kan wegsteek. Maar Abba weet, wat en wie prioritiseer jy in jou lewe? Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie dat ons vanoggend so u woord kan saam bestudeer. En Vader, ek staan voor u vanoggend Sondag. Ek staan met 'n berouvolle hart voor u, want ek